die plaas De Wet buite Pietersburg het Estie van Niekerk 'n atmosfeer van skependheid, van gemeenskap en van vaardighede gekweek. Sy spin wol, doen loodglas en viltwerk en leer ook ander om dit te doen. Maar die omgewing spog ook met 'n diep Anglo-Boereoorlog geskiedenis. Soveel sodat hulle toere aanbied en boonop 'n klein museum opgerig het. Ons het gaan kuier. Die area is deurdrenk met geskiedenis. Dis immers net 3 kilometer oos van hier waar die slag van Paardeberg in die Anglo-Boereoorlog plaasgevind het. Deesdae is daar darm nie meer oorlog nie. Net vindingryke mense met kuns in hulle are en groot waardering vir 'n ryk geskiedenis. Iets sê vir my julle albei is mal oor geskiedenis. Ja, ek dink so, ons het groot geword in 'n geskiedkundige wêreld. En van kleins af is ons deel van die geskiedenis. En geskiedenis is maar deel van ons lewe en ons agtergrond. Ek het maar groot geword met die geskiedenis. My pa het baie belang gestel in die geskiedenis. En ek dink mens moet weet waar jy vandaan kom om te kan weet waartoe jy gaan. Estie, vertel my 'n bietjie meer van julle geskiedenistoere wat julle op die plaas doen. Ek en my suster doen dit so saam. Ons kry geskiedkundiges wat saam met ons die toere doen. Dan doen ons Hope Town se konsentrasiekamp. Ons gaan saam met die mense na Magersfontein toe en dan eindig ons hierso by Paardeberg by die laar van generaal Cronje en dan eindig ons hier dan by De Wet Museum. Nou, ek wil by jou weet, Johan, die slag van Paardeberg, en vir die mense wat nie weet wat dit is nie, in kort, wat behels dit? Die aanvang van Paardeberg eintlik begin by Magersfontein, waar die boere baie groot oorwinning oor die Engelse behaal het. En toe het generaal Cronje daarvan af weggetrek in die rigting van Bloemfontein. En die Engelse het hulle ingehaal by Paardeberg en toe begin skiet op hulle. So hierdie koppies, die oskoppies soos dit bekend staan, het die Engelse beset waarmee hulle die kanonne op die boere gerig het. Daar was tot 100 kanonne wat op die boere gefokus was. En generaal De Wet het hier die Engelse probeer verjaag met redelike sukses. En dis wat die Danie Tron storie ontstaan het. Ja, Danie Tron het bekendheid hier verwerf. Ja, baie bekend in die geskiedenis van Suid-Afrika en ook in die oorlog. En generaal De Wet het hom afgestuur na generaal Cronje toe met 'n boodskap wat sal sê dat ons gaan julle help om uit te kom. En toe hy terugkom, De Wet het kom sê, De Wet nog steeds probeer, maar die einde van die dag kon hulle eenvoudig nie deur die rivier kom nie. Hulle het op 'n stadium 'n pont probeer bou om oor te kom, maar die Engelse met 'n lugballon raakgesneed en ook vernietig het. En dit het als op die einde toe maar gebeur dat generaal Cronje geen opsie gehad het nie om oor te gee nie. Maar natuurlik as 100 kanonne op 'n laar skiet, dan het jy nie 'n groot kans nie. Nou, van daai kanonne het nog steeds hulle merke gemaak, nê? Dis baie doof, maar 125 jaar kan mense dit verstaan, maar dit is duidelik sienbaar nog. Hier's baie kanondoppe wat ons opgetel het, wat maar op die slagveld agtergebly het. En die gewere wat hier agtergebly het, is almal by die Oorlogsmuseum ingegee. Okay, so as ek nou die geskiedkundige toere doen, dan eindig ons nou hier by die De Wet Museum op, korrek? Ja, en hier's allerlei goed om te sien. Ja. Wel, hierdie lyk baie interessant. Dis 'n stereoskoop. Okay. En mens kan hom vorentoe en agtertoe laat gaan om dit driedimensioneel te Kom ons kyk wat is hierdie. Dit lyk soos die boere wat hier sit. Ja, dis die boere wat daar gevang is onder by Paardeberg en dis 'n foto van hulle. Bietjie van 'n hartseer foto. Baie hartseer. En dit lyk dan soos 'n ou tydse waterbottel. Nou, dis 'n bom wat die Engelse geskiet het. Ja. En hy het groefies hier en dan het dit 'n tydmeganisme gehad wat so draai, so as hy dan oor die boere gaan, op 'n sekere tyd ontplof hy bo in die lug. En dan as hy nou ontplof, dan stel hy nou ledietgas. Maar dis dan chemiese. Dis die begin van chemiese oorlog. Die begin van 'n chemiese oorlog. En dit het die boere baie siek gemaak. Die Klipkerk is in 2017 gebou en is deesdae 'n kunstsentrum. Estie het al van kleins af 'n groot liefde vir kuns. Sy bied spinklasse aan, doen onder meer loodglaswerk, miniatuurwerk en skepkuns uit vilt. Wat is van jou gunstelinge goed om te doen? Ek dink die miniatuurgoedjies, dit is my gunsteling. Ek dink dit maak 'n groot wêreld vir ons oop. Ek en my sussie gaan so eenmal 'n jaar gaan stel ons die goedjies uit oor see. Vertel my 'n bietjie meer van die viltwerk wat jy doen. Die viltwerk kom vanaf die skape en ons het ons nou skape op die plaas en ek het altyd gedink daar moet iets wees wat mens met die wol kan doen. Terwyl ons nou die wol het kon ons dit gebruik
En toe het ek begin om dit skoon te maak en te was en te kleur. En toe het ons nou begin met die vult en klasse gegee, handsakke te maak en allerlei ander voorwerpe. En dan bied ek ander klasse, kry ek ook maar mense in, soos om laslappie kursus te doen. So is altyd een of ander bedrywigheid hier in die kerk. Tannie Nerina, wat is Tannie se gunsteling aktiwiteit om hier te doen? Die eerste keer wat ek gekom het by haar lesing kon kry het, was ek het 'n swaaltjie gemaak, mosaïek. En dit was vir my absoluut wonderlik. Dit het vir my 'n nuwe wêreld oopgemaak en sy het vir my geleer dat ek dinge kan doen wat ek nie gedink het ek kan doen nie. Met Tannie Maria, as ons praat van dinge doen, is Tannie 'n allrounder. Ek hoor Tannie kan alles doen, maar Tannie hou baie van die brei, het ek gesien. Die brei is lekker want dit gaan altyd saam met jou. As jy ry, dan kan jy brei. As jy sit en kuier, kan jy brei. Nie terwyl jy ry nie. Nie terwyl ek bestuur Stuur nie, nie. maar ek is gewoonlik maar 'n passasier, so. En Tannie Winnie, Ja, wat is Tannie se gunsteling aktiwiteit om hier te doen? ek doen ook maar naaldwerk en enige iets wat op my pad kom. Estie se absolute kuns en kreatiwiteit spreek 'n mens se hart aan. En sy is mos 'n sagte mens wat so na jou hart toe oorkom. Wat is jou droom vir hierdie kerk en alles wat jy doen met al die dames in die dorp? Ek dink die droom is hier. Ek het die kerkie gebou, ons het die fasiliteit, ons bied mense, die kursusse vir mense aan. Mense geniet dit baie. En in die Here se naam alles te kan loof, want dit is hy wat alles gemaak het en alles is goed. En dit gee vir my vreugde elke dag. Lang gelede was hier net verwoesting en oorlog op die plaas. Ek kan nie aan 'n mooier manier dink om almal tot rus te lê en te herdenk as om hierdie 'n plek van skepping en kleur te maak nie.